Vanoggend se tema waaroor ek met julle wil gesels. Hoe lyk jou hart? Nou, dit maak nie saak, dit maak saak, uit watter vertaling jy gaan lees, en watter vertaling jy in die woord gaan lees, watter Bybel jy gaan lees. Maar die woordjie hart kom so plus minus 1000 keer voor in die woord van die Here. Party vertalings bietjie meer, party vertalings bietjie minder, maar is om bly 1000. En vanoggend wil ek met jou praat oor jou hart. Maar ek wil nie met jou praat oor die hart wat doef in jou borskas nie. Ek wil nie oor daai hart praat nie. Ek wil praat oor jou geestelike hart vanoggend met jou. Oor jou geestelike hart wil ek vanoggend met jou praat. En ek gaan ons gaan begin met twee bekende teksgedeeltes. Die eerste teksgedeelte, Matteus 6 vers 21. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Nou ons ken Matteus 6 vers 21 en dit gaan oor, hierdie gedeelte gaan oor materialisme. Waar jou skat is, so, hierdie gedeelte gaan oor aardse besittings. En as jy aardse besittings najaag en jy jaag rykdom na en jy het nie tyd vir die Here nie, dan is waar jou hart sal wees is by die wêreld. Dis waar jou hart sal wees. Dan lees ons 'n bekende gedeelte uit Spreuke 4 vers 23. Hy sê, en wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. En hierdie ene, en ons gaan oor hierdie fokus, en jy kan daarvan, eintlik van vers 19 af van lees tot met 27, en hierdie handel eintlik alles wat uit jou mond uitkom. Dit wat in jou hart is, kom uit jou mond uit. En dis waaroor ons vandag bietjie wil gesels. Wat is in jou geestelike hart? Hoe lyk jou geestelike hart? En volgende dag wanneer jy in jou bank sit, vraag vir jou die vraag. Jou geestelike hart. En jy kan hierdie vraag maklik antwoord, want jy ken jouself. Waar is jou geestelike hart? Is hy in die wêreld? Of behoort aan God? Op hierdie oomblik, in jou lewe, waar is jou geestelike hart? Jy sien wat Psalm 139, vers 23 sê die volgende. En Dawid is hier in die woord, en Dawid praat met die Here, hy sê, deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, en sien tog my onderes raak. As die Here vandag jou hart moet ondersoek, as God vandag ons harte moet ondersoek, wat gaan God daar kry? Gaan hy liefde daar kry? Gaan hy vrede daar kry? Gaan hy nederigheid daar kry? Of gaan hy vrees en bekommernis en dalk trots en dalk hoogmoed daar kry? Jy sien, want wanneer God my hart gaan kom ondersoek, dan gaan dit nie net by daai aspekte bly nie, dan gaan nog 'n vraag wees. Gaan hy tyd in my hart kry? Tyd. Daai horlosie, daai tyd van praat ek. Gaan hy dit ook kry? Jy sien, partykeer kom ons en dan sê ons, ja, ek is kind van God. Ek ken die Here. Maar hierdie goed kom nie oor ons lippe nie. Jy dink by jouself, Here, ek weet waar jy is. En as ek jou nodig het,
weet ek waar om jou te kry. En jy weet ek is jou kind, maar hierdie gedeelte van my lewe, moenie daar inmeng nie. Dis my gedeelte. Moenie in hierdie gedeelte inmeng nie. Dis myne. Hierdie gedeelte van my lewe behoort aan my, en hierdie gedeelte van my lewe, Here, behoort aan U. Dan sê ek is kind van God. Maar kom ek vertel vir u vanoggend een ding. God is 'n jaloerse God. Hy deel nie helfte nie. Hy soek alles. En as hy nie alles kan kry nie, dan wil hy niks hê nie. Amen? God soek alles. Hy soek die hele mens wees. Hy soek nie 'n gedeelte nie. Want 'n gedeelte is nie goed genoeg nie. En hy soek ook nie jou verskonings wat jy opmaak nie. Want daar is geen verskoning wat ons kan opmaak wat die Here nog nie gehoor het nie. En ek weet ons mense dan dink, ek is baie slim, nou kom ek met 'n nuwe ene. Nou kom ek iets vir jou slegte nuus. God het die aarde geskape. Hy was van die begin af daar, hy het alles gehoor. Jou nuwe idee is nie iets niets nie. Hy weet dit al lankal. Jy sien maar tyd. As ek nie tyd vir God het nie, kan ek ook nie verwag dat daar sekere deurbrake in my lewe moet wees nie. Ek kan nie verwag dat daar sekere deurbrake in my lewe moet wees nie. Want as ek nie tyd het nie, dan is ek ook nie diensbaar vir God nie. En as ek nie diensbaar vir God is nie, wat gebeur dan? As ek nie diensbaar vir God is nie, wat dink jy gebeur dan? Dit is moeilik om God tevrede te stel dan. Want jy sien, as ek nie diensbaar in die koninkryk van God is nie, dan gaan dit nie oor God nie, dit gaan oor myself. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan oor myself. En wanneer dit oor myself gaan, dan is ek op 'n gevaarlike pad in my lewe. Want dan gaan 'n ongeluk daarvoor wees. Wat ek nog nie gesien het kom nie. Hoor wat ek vir jou sê? Jy het nog nie gesien nie. Maar as jy 'n ongeluk gaan beland, dan gaan jy weer afgaan. Jy sien, want tyd vir God is kwaliteit tyd. Nie ietsie hier doen vir die Here, ietsie daar doen, die persoon optel en die persoon gou kliniek toe vat of hospitaal toe vat en hierdie gou daar gaan aflaai. Dis nie tyd saam met God nie, dis nie wat hy wil hê nie. Hy wil hê ons moet diensbaar wees, maar hy wil tyd met hom hê. Hy wil hê ons moet tyd saam met hom spandeer. Lukas 6, vers 45. Die goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die oorvloed oor goeie dinge in sy hart. En die slegte mens bring die slegte tevoorskyn uit die oorvloed van slegte dinge. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Wat vloei oor jou lippe? Wat praat jy? En nie by die kerk nie. Wat praat jy as jy by jou huis is en by jou werk is? Want jy sien by jou huis, is jy jouself. By jou huis is jy jouself. En baie keer by jou werk is jy ook jouself.
En daar kom jou ware natuur uit, wie jy is. So, as iemand vir jou familielede moet gaan vra, wie is jy by die huis? Wat 'n antwoord gaan hulle kry? O, my pa, my ma is so besig. Hulle is so besig, hulle hardloop die kant en hulle hardloop daai kant toe. Het jou pa en jou ma gesien Bybel lees, het julle gehoor bid? Nee, maar hulle is elke Sondag in die kerk. Sien, baie keer praat mense na. En dan staan er baie keer na mense en luister. Nou wonder ek so by myself, is hierdie net lippetaal? Is hierdie net lippetaal? Want ons kan oor baie goedes praat. Ons kan baie stories vertel. Ons kan baie keer sommer net 'n klomp nonsens praat. En ons almal is goed daarmee. Ons almal is goed daarmee. Ons kan net 'n klomp nonsens praat. Maar die dag as daar gevra word, kom ons bid bietjie saam. O nee, wag bietjie pastoor, wag so bietjie. Dan kom die verskonings uit. Hoe klink dit? As daar gevra word, kom ons bid. En jy is te besig. Jy het nie tyd nie. Jy kom met verskonings. Hoe klink dit vir God? Hoor wat sê Matteus 15 vers 8. Hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle harte is ver van my af. Lippetaal. Ons eer God beteken net met ons mond, maar die hart is nie naby God nie. Die hart is nie naby God nie, maar die mond is. Baie keer bely ons met die mond, maar die hart is nie naby nie. Jy sien, en ons moet eintlik verander. Ons moet laat ons geestelike hart bely. Ons moet laat ons geestelike hart praat. Vooral wanneer ons bid ook. Moet nie net 'n oorvloed van lippetaal wees nie. Maar ons hart moet naby ons woorde wees wat ons spreek. Dis waar ons hart moet wees. Ons wil almal verandering sien. Jy wil verandering in jou lewe sien. Jy wil verandering in jou familie sien. Jy wil verandering in jou gesin sien. Jy wil verandering in Suid-Afrika sien. Jy wil verandering in die omgewing sien. Ons almal wil dit sien. Maar ons moet dan ophou om met die mond te praat. Ons moet met die hart praat. Want jou hart moet by God wees. Want as jou hart nie by God is nie, is dit leë woorde wat niks beteken nie. Dit vra tyd om saam met God te lees. Dit vra tyd om saam met jou broers en susters hier te spandeer. Wat beteken moet ons ook saam as 'n kerk bid. Dit vra tyd. Dan moet eenheid wees onder mekaar.
As ons die omgewing wil verander, moet die ander kerke en ons in eenheid saam bid. Want waar daar eenheid is daar krag. Maar waar begin eenheid? Dit begin by my as persoon. Dit begin by my gesindheid. Liewe broer en suster, hierdie is die kerkgebou. Ons noem hierdie die kerk, want dit is 'n gebou, né? Maar wat is hierdie gebou veronderstel om te wees? Wat is elke kerkgebou veronderstel om te wees? Elke liewe kerkgebou veronderstel om te wees. Dit is veronderstel om te wees 'n plek van gebed. 'n Plek waar ons mekaar waardeer. 'n Plek waar ons tyd vir ons medebroers en susters het. Dit moet 'n plek wees van gebed wees. Nie 'n plek van grappies en gin en gaap nie. 'n Plek van gebed. Jy sien, want wanneer ons saam bid, is daar 'n eenheid. En wanneer ons in eenheid saam bid, is daar oorwinning. Maar as daar nie eenheid is nie, is daar nie oorwinning nie. Ons moet die goeie tevoorskyn bring. Ons moet die goeie tevoorskyn bring. En dit is wat die woord sê. Matteus 12:35. Die goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die oorvloedige dinge wat in sy hart, maar die slegte mens bring die slegte tevoorskyn uit die oorvloed van die slegte dinge in sy hart. Hoe lyk jou hart? Hoe lyk jou hart? Ons moet die goeie tevoorskyn bring. Die heerlikheid van God en die liefde van God moet ons tevoorskyn bring. Dis wat ons tevoorskyn moet bring. Liewe broer en suster, Matteus 5:8 sê, geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die wat rein van hart is. Hoe lyk jou hart? Broers en susters, baie mense wat in die kerk sit, gaan eendag die hemel mis. En ek sê dit met hartseer. En dis nie wat ek sê nie, dis wat die woord sê in elk geval. Maar die hart is nie rein nie. Ons almal wil sê geseënd is hulle. En ek praat nie, hierdie geseëndheid het niks te doen met materialisme nie. Dit het met geestelike seëninge te doen. Met geestelike seëninge. Die reinheid van my hart, wat tyd saam met God. Nie die 2 minute gebed in die aand voor ek in die slaap raak nie. Nie die 2 minute gebed in die aand voordat ek in die slaap raak nie. Jy spandeer tyd met jou vrou, jy spandeer tyd met jou man, jy spandeer tyd met jou kinders. En hoeveel ure spandeer jy tyd met jou vrou of met jou man? En hoeveel ure spandeer jy tyd met jou kinders? Maar die een wat die mag het om die lewende persoon in die hel te werk, kry die minste tyd.
om enige een van ons in lewe nou te beëindig, kry die minste tyd. Ek vra weer vanoggend, hoe lyk jou hart? Ek vra vanoggend weer, hoe lyk jou geestelike hart? Want ons almal wil geseënes van God genoem word. Maar ek vra tyd. Ek vra tyd. Hoe lyk jou hart? Liewe jong mense, hoe lyk jou hart? Hoe lyk jou geestelike hart? Paas, maas! Oumas, oupas! Hoe lyk jou geestelike hart? As ons vra bid, jy sien met jou geestelike hart, sy reinheid kom net deur een ding. En dit is deur 'n gesprek met God. Deur 'n gebed. Deur 'n gesprek met hom. En nie 2 minute of 3 minute gesprek nie. Tyd. Daai tyd moet jou kos. En dan kan ons nie verstaan hoekom goeders in ons lewens net nie wil uitwerk nie. Ek sal verstom wees en ons sal verstom wees as ons gaan vra, hoe gaan dit by jou huis? Hoe gaan dit werklik by jou huis? Hoe gaan dit werklik waar by jou werk? Ons kan enige omstandighede verander. As my hart rein is voor God en ek spandeer tyd saam met hom. Want dan is dit nie ek wat dit hoef te verander nie, hy verander dit. Hy verander dit. Maar as ek wil hy moet dit verander, het ek tyd nodig, sy teenwoordigheid nodig. As ek wil hy met lewens verander, het ek tyd en sy teenwoordigheid nodig. As ek wil hy met Suid-Afrika verander, het ek tyd en sy teenwoordigheid nodig. As ek wil hy met die omgewing verander, het ons almal tyd en sy teenwoordigheid saam nodig. Nie 1 of 2 nie, 3 of 4 nie, almal. Maar dit is gemaklik daar op jou rusbank, né, voor die televisie. Gemaklik. Hier pastoor. Ek kyk 'n geestelike program. Ek kyk 'n geestelike rolprent. Ek kyk na hierdie pastoor wat so mooi preek vir my oor die, ek weet nie wat is dit, YouTube of waar ook al. Ek ken nie al die kanale nie. Maar ons vergeet, daar is nie eenheid nie. Daar is nie eenheid nie. Daar kan net eenheid wees wanneer ons by mekaar is. Waarvoor vertrou jy God? Waarvoor vertrou jy persoonlik vir God? As jy tyd maak, sy teenwoordigheid,
sal jy verbaas wees. Kom ek vra vanoggend vir jou, waarvoor vertrou jy God? Jy hoef my nie te antwoord nie. En ek wil vir jou sê vanoggend, in die oggend as jy opstaan, en jy spandeer ten minste 15 tot 20 tot 30 minute in God se teenwoordigheid, En jy het binne 30 dae nie 'n verandering in jou lewe agtergekom nie. In jou eie persoonlike lewe nie. Want dit moet eers by jou begin, voor die ander omstandighede kan verander. As jy dit nie agtergekom het nie, dan wil ek jou sê meneer die Here mee doen. Maar as ek tyd spandeer met hom, is God getrou en regverdig. Maar moet nie dink, 2 dae en ek staan op en ek loop. God is ook nie dom nie. Ek wil jou eerlikwaar sê, hy is nie dom nie. Want hy ken jou hart, beter as wat jy dit self ken. Hy ken jou gesindheid, beter as wat jy jou eie gesindheid ken. Hy ken dit. Hy ken jou, want hy het jou gemaak. Lyk jou hart. Ek sluit af met hierdie vraag. Hoe lyk jou hart? Kom ons sluit ons oor. Vir 'n oombliekie, net daar waar jy sit in jou bank. Kan ek jou vanoggend vra? Weer eens, hoe lyk jou hart? Praat 'n bietjie met die Here vanoggend daar op jou eie. Gaan jy nie uitnooi vorentoe nie, ek gaan nie uitnodiging rig nie. Vanoggend is dit 'n saak tussen jou en God. Here, baie dankie vir elke gebed. Dankie vir u liefde. Dankie dat u gebede beantwoord. Eer u daarvoor in Jesus se naam. Amen.